Goeiedag almal, ek is Maai van Bloemfontein. Dit is vandag donderdag, die 18de Junie 2026. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrif vir vandag sê: kabinetskommelinge, ministers re-employeer, nuwe span onderweg. Die DA skuif vir John Steenhuisen. Nog stories, SRD toelaag dalk permanent gemaak. Polisie en onwettige burgers bots. Inflasie het gestyg na 4,5%. Retief Goosen wen in die VSA. Protea dames wen Pakistan met 2 paltjies. Die nuwe DA-leier Jordan Hildeboos het groot verandering in die party se verteenwoordiging in die regering van nasionale eenheid aangekondig. Een van die grootste verrassings is dat John Steenhuisen as minister van landbou vervang word en nou as adjunkminister van handel en nywerheid en mededinging sal moet dien. Volgens die voorgestelde veranderinge sal Willie Oukamp die leiersels by landbou oorneem. Hildeboos het gesê Steenhuisen het baie belangrike werk gedoen om nuwe uitvoermarkte vir die Suid-Afrikaanse landbouprodukte oop te stel en die back and closure krisis te help bestuur. Steenhuisen se nuwe rol as adjunkminister van handel, nywerheid en mededinging sal fokus op ekonomiese groei, nywerheidsontwikkeling, mededingendheid en werkskeping. Hierdie verandering vorm deel van 'n breër herskommeling van die DA se ministers en adjunkministers binne die RNE. Die regering oorweeg om die huidige SRD toelaag van R370 in 'n permanente vorm van basiese inkomste ondersteuning te omskep, maar dit sal waarskynlik nie bloot dieselfde SRD toelaag wees wat permanent gemaak word nie. Die Suid-Afrikaanse regering is besig om planne te oorweeg om die huidige SRD toelaag van R370 in 'n permanente stelsel van basiese inkomste ondersteuning te onderskep. President Cyril Ramaphosa het bevestig dat die regering werk aan 'n nuwe Job Seekers Grant, werksoekerstoelaag, as deel van 'n groter Basic Income Support program. Hierdie huidige SRD toelaag is reeds verleng tot 31 Maart 2027, terwyl konsultasies voortgaan oor hoe die nuwe stelsel befonds en ingestel sal word. Die voorgestelde nuwe toelaag sal na verwagting met werksoek, opleiding en vaardigheidsprogramme gekoppel word. Dit beteken dat die 370 SRD toelaag gaan voorlopig tot 31 Maart 2027 wees. Die regering ondersoek 'n permanente stelsel van basiese inkomste ondersteuning. Die nuwe stelsel sal waarskynlik ander vereistes hê. Die Wes-Kaapse regering het sy Getting You to Work program uitgebrei om werksoekers in die Kaapse Metro te help om gratis met busse na werksonderhoude, opleidingsgeleenthede en ander werksverwante afsprake te reis. Die program is in vennootskap met Golden Arrow busdiens gelewer en is sedert sy bekendstelling reeds duisende besoekers gehelp. Werksoekers wat registreer, ontvang 6 gratis busritte wat op weksdae tussen 9 uur en 1500 uur gebruik kan word. Om te kwalifiseer, moet aansoekers werkloos wees, 'n geldige Suid-Afrikaanse ID hê en op die aanlyn portaal geregistreer wees. Die program is daarop gemik om vervoerkostes, een van die grootste struikelblokke vir werksoekers, uit die weg te ruim en sodoende meer mense toegang tot werksgeleenthede te kan gee. Die geweld het Woensdag in Durban uitgebreek toe groepe immigrante met die polisie gebots het in 'n deportasie en registrasieterrein. Volgens berigte het sommige betogers klippe en stokke gebruik, waaraan die polisie rubberkoels, skokgranate en traangas aangewend het om hierdie skare uiteen te jag. Die spanning volg nadat duisende hoofsaaklik Malawiese burgers vir dae gewag het op 'n voer terug na hulle land. Vertraging in die proses het tot frustrasie gelei en die situasie het vinnig hand uitgeruk. Meer as 1800 persone is reeds geïdentifiseer vir deportasie weens dokumentasieprobleme. Die onrus kom te midde van toenemende anti-immigrasie betogings en xenofobiese spanning in verskeie dele van Suid-Afrika. Die regering het 'n beroep op kalmte gedoen en geweld teen enige groep veroordeel. Tongaat Hewlett het sy tydelike verligting gekry nadat 'n skikking tussen die betrokke partye bereik is. Die skikking wat deur die regering en die Industrial Development Corporation, die IDC, ondersteun is, sluit in 'n noodfinansieringspakket van R200 miljoen om die maatskappy se suikermelings gedurende die huidige seisoen aan die gang te hou. As gevolg hiervan is die onmiddellike likwidasie afgeweer en die hofverrigtinge uitgestel om ruimte te skep vir 'n langtermyn oplossing. Hoewel die skikking 'n groot terugslag vir die likwidasie aansoek is Tongaat Hewlett se toekoms nog nie finaal verseker nie. Die maatskappy bly onder ernstige finansiële druk en onderhandelinge oor 'n volhoubare reddingsplan en nuwe beleggings duur voort. Die amptelike inflasiekoers in Suid-Afrika het in Mei 2026 tot 4,5% op 'n jaargrondslag gestyg, vergelyk met 4,0% in April. Volgens Statistiek Suid-Afrika is dit die hoogste inflasiekoers in byna 2 jaar en dui dit daarop dat die koste van die alledaagse lewe weer vinniger begin toeneem het.
Die grootste bydraers tot die styging was hoër brandstofpryse, duurder vervoer, stygende voedselpryse vir sekere produkte, asook toenemende koste vir behuising en munisipale dienste. Huishoudings voel die druk, veral wanneer hulle kruideniersware aankoop, hulle voertuie vol brandstof maak en hulle maandelikse rekening moet betaal, hoewel die inflasiekoers steeds binne die Suid-Afrikaanse Reserwebank se teikenbaan van 3% tot 6% bly. Waarsku ekonome dat aanhoudende prysstygings die koopkrag van verbruikers kan verswak. Indien inflasie verder sou styg, kan die Reserwebank se besluite oor toekomstige rentekoerse beïnvloed word, aangesien die bank inflasie onder die beheer probeer hou sonder om ekonomiese groei onnodig te benadeel. Die Springbok vleuelcoach Curtly Arendse sê hy wil sy tyd by die Vodacom Bloubulle op 'n hoogtepunt afsluit deur sy span môre tot 'n oorwinning te inspireer. Arendse wat na verwagting na die seisoensydse loopbaan in Japan gaan voorsit, beskryf die wedstryd as 'n emosionele geleentheid en sy wil met 'n oorwinning van Loftus Versfeld afskeid neem. Die Britsige agterspeler het gesê die bulle beteken baie vir hom en dat hy dankbaar is vir die geleenthede wat hy in Pretoria gekry het. Hy beklemtoon egter dat sy volle fokus nou daarop gemik is om sy span te help wen en die seisoen op 'n positiewe noot te kan afsluit. Arendse se vertrek sal 'n groot leemte in die Bloubulle se agterin laat. Die 2023 wêreldbeker wenner het hom as een van Suid-Afrika se gevaarlikste aanvallers gevestig en was oor die afgelope paar seisoene 'n sleutelspeler vir die Bloubulle met sy spoed, skepvermoë en vermoë om drie te kan druk. Die opwindende jong vleuel Jaco Williams sal Saterdag op regtervleuel uitdra vir die Suid-Afrika A-span wanneer hulle Zimbabwe in internasionale wedstryd in die Nelson Mandela Bay se stadium gaan pak. Die wedstryd skop om 12:00 af en dien as 'n voorwedstryd vir die Springbokke se kragmeting teen die Barbarians later in die middag. Williams wat vanjaar sterk vertonings vir die Sharks gelewer het, kry hiermee nog 'n geleentheid om sy talent op internasionale vlak te kan bewys. Hy vorm saam met Ziketo Ziyaya op die linkervleuel en Luan Gilomee op heel agter, 'n belovende agterste drietal. In die middelveld sal die ervare Lucanio Am en Marcus Miller die span se aanval help lei. Die SA-span word deur Vincent Tsutsuka aangevoer, terwyl die wedstryd vir die afrigters 'n uitstekende geleentheid gee om diepte in die Springbok-groep te toets. 'n Sterk vertoning deur Williams kan sy kans op toekomstige Springbok-kering verder versterk. Die Suid-Afrikaanse golflegende Retief Goosen het Sondag nog 'n hoogtepunt in sy glansryke loopbaan bereik, toe hy die Shine Rock Hills toernooi met 2 houe gewen het. Die oorwinning is 'n groot prestasie vir Goosen en beklemtoon dat hy selfs na jare op internasionale verhoë steeds op die hoogste vlak kan kompeteer. Goosen het met hierdie toernooi kalm en konsekwent gespeel en sy ervaring uitstekend benut om die druk in die laaste ronde te hanteer. Met akkurate afslae, uitstekende setwerk en slim baanbestuur het hy sy voorsprong behou en uiteindelik met 2 houe geseëvier. Hierdie oorwinning voeg nog 'n indrukwekkende hoofstuk by die loopbaan van een van Suid-Afrika se suksesvolste golfspelers by. Die Nieu-Seelandse dames krieketspan het Dinsdag 'n verrassende 5-paltjie nederlaag teen Sri Lanka se damesspan behaal. Sri Lanka die teiken van 151 lopies met 2 balle oor suksesvol bereik en sodoende hulle eerste oorwinning ooit in die Witvarings in 'n T20 wêreldbeker toernooi behaal. Nieu-Seeland het eerste gekolf en 150 vir 6 aangeteken met waardevolle bydraes van Amelia Kerr en Sophia Devine wat albei 45 lopies aangeteken het. Sri Lanka se bowlers het egter die druk goed hanteer en gereeld paltjies laat kantel om die Witvarings se telling binne hulle bereik te hou. In hulle kolfbeurt het Sri Lanka na vroeë instorting sterk teruggeveg. Nisilaka Silva was die heldin van die dag met 'n onoorwonde 54 lopies van 37 balle, terwyl Kashinini Natuyanga haar uitstekend ondersteun het. Die oorwinning verbeter Sri Lanka se kanse om die halfeindronde te haal, terwyl die verdedigende kampioen Nieu-Seeland nou onder groot druk verkeer na 2 agtereenvolgende nederlae in hierdie toernooi. Die jong Suid-Afrikaanse naloper, Bayanda Walaza, het uitstekende vorm voortgesit deur die 100 meter vir mans by die gesogte Golden Spike Ostrava in Tsjechië in 'n blitsige 9,94 sekondes te wen. Met hierdie tyd het Walaza sy persoonlike beste geëwenaar en die vinnig van Suid-Afrikaanse 100 meter tyd van 2026 aangeteken. Die 20-jarige het 'n sterk internasionale veld uitgestof en Emmanuel Eseme van Kameroen met 9,99 sekondes na die tweede plek verwys. Walaza se oorwinning is veral betekenisvol nadat hy vroeër vanjaar met 'n duispierbesering gesukkel het, maar nou bewys het dat hy weer op sy beste is. Die oorwinning plaas Walaza stewig onder die wêreld se voorste nalopers en versterk sy aanspraak op een van Suid-Afrika se grootste medalje vooruitsigte. Sy vertoning in Ostrava bevestig dat hy gereed is om saam met die wêreld se bestes, die 100 meter atlete, te kan meeding.
Die Suid-Afrikaanse vroue cricketspan, die dames Proteas, het hulle tweede groepwedstryd teen Pakistan met dames gewen en daarmee hulle posisie in die kompetisie versterk. Die oorwinning beteken dat Suid-Afrika nou tot die derde plek in die groepfase opbeweeg het, wat hulle kanse om na die uitloopfases deur te dring aansienlik verbeter het. Suid-Afrika het met gebalanseerde vertoning gewen, maar die bowlers vroeg onder druk geplaas en die covers die teiken met beheer en kalmte agterna gesit. Die spelers in die middelorde het veral bygedra om stabiliteit te bring nadat vroeë paaltjies geval het. Die span se veldwerk was ook skerp met min foutjies en goeie energie op die veld. Iets wat in die vorige wedstryde soms hulle ondergang was. Die afrigtingspan sal egter weet dat hulle konsekwentheid steeds die sleutel bly as hulle verder in die toernooi wil vorder. Hierdie oorwinning gee die Proteas 'n broodnodige hupstoot en momentum en plaas hulle nou in 'n beter posisie om deur te dring na die volgende ronde, mits hulle laaste groepwedstryde suksesvol kan afsluit. Bafana moet hulle volgende kragmeting teen Tsjechië wen om hulle kanse deur te dring in die sokker wêreldbeker kwalifikasie lewendig te kan hou. Die span se tans onder groot druk na wisselvallige resultate in hierdie groep. En enige iets minder as 'n oorwinning kan hulle pad na die volgende fase ernstig bemoeilik. Die wedstryd is veral belangrik omdat Tsjechië ook in die wedloop is vir kwalifisering, wat beteken die wedstryd 'n 4-punt effek. 'n Oorwinning kan Bafana sy posisie versterk terwyl verlies hulle feitelik kan uitskakel. Takties sal Bafana waarskynlik daarop fokus om 'n kompakte verdediging om nie vroeg agter te raak nie, 'n vinnige oorgang na aanval te loods, benutting van standaard situasies soos vryskoppe en hoekskoppe. Die druk is hoog, maar die wedstryd bied ook 'n kans vir hierdie span om karakter te wys en hulle kampanje weer op koers te kry. Die jong veelsidige speler Guan Hon is in die Springbok groep ingesluit en sal na verwagting Saterdag op losskakel nommer 10 diens doen in hulle komende wedstryd. Dit is 'n belangrike skuif vir hom, aangesien hy hoofsaaklik as 'n hele agter bekend is, maar nou die geleentheid kry om sy spelbestuur en taktiese vaardighede in die middelpunt van die aanval aan te wys. Die afrigtingsspan se besluit dui op vertroue in Hon se skopwerk en sy veldposisionering. Sy besluit neem onder groot druk, vermoë om die agterlyn te herorganiseer. Vir die Springbokke bied dit buigsaamheid, aangesien Hon ook tussen heel agter en losskakel kan wissel tydens die wedstryd waar die span se aanval meer onvoorspelbaar sal maak. Dit sal interessant wees om te sien hoe hy die nommer 10 trui hanteer, veral teen 'n sterk teenstander waar spelbeheer en akkuraatheid baie krities gaan wees. Advertensie van Netwerk 24 teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel vir jou. Jy kan vir Dian of Susan by 082 390 339 kontak. Hulle sê voertuigregistrasie namens jou behartig. Die weerberg vir die streek lyk so: Messina 1325, Polokwane 28, Lephalale 924, Mbombela 1024, Mahikeng 921, Pretoria 1020, Johannesburg 1018, Ermelo 519, Kalahari 1320, Gaborone 1022, Richards Bay 1525, Pietermaritzburg 923, Durban 1624, Port St. Johns 1324, Pongola 1326, Maputo 1727, Bethlehem 416, Bloemfontein 718, Allewal Noord 718, Welkom 818, Vryburg 821, Kimberley 1019, Appington 1324, Prieska 1121, Springbok 1324, Karasburg 1421, Keetmanshoop 1318, Mariental 821, Alexander Bay 1220, Brandvlei 1222, Loederits Bay 1218, Vredendal 1427, Kaapstad 1419, Sutherland 617, George 1117, Jeffreys Bay 1218, Cabarra 1117, Grafreinet 816, Kaaphooggelas 1318, De Aar 1019, Molteno 515, Beaufort Wes 1118, Oos-London 1120, Mabalane 1629. Ons verkorte weerberig vir die dag. Gauteng koud in die oggend, later gedeeltelik bewolk en droog. Vrystaat koue oggend met rypelplekke, sonnig en droog gedurende die dag. Die Weskaap bewolk met enkele ligte reënbuie, veral in die Suidkus. Die Ooskaap koel tot koud, gedeeltelik bewolk met min kans op reën. KwaZulu-Natal sagte tot warm toestande, gedeeltelik bewolk langs die kus. Limpopo sonnig en droog met koel oggende. Mpumalanga koud vroeg, later sonnig tot gedeeltelik bewolk. Noordwes droog en koel winterweer met sonnige toestande. Die Noord-Kaap sonnig en droog, maar koud in die oggend. Die landwye vooruitsig, meestal droog winterweer met koue oggende en koel tot matige middagtemperature oor die grootste deel van Suid-Afrika. Die markaanwysers lyk as volg.
Die rand verhandel teen R16.18 teenoor Amerikaanse dollar. 'n Pond kos R21.70. Die euro verhandel teen R18.77. Australiese dollar kos R11.43. 'n yen kos 10 sent. Die platinum se prys is $1,785. Palladium kos $1,353. Die prys van goud is $4,332 per fyn ons. Die prys van silwer is $69.86. Brent olie se prys is $78.96. Die gedagte vir die dag: moenie moed verloor wanneer dinge moeilik raak nie. Elke nuwe dag bring nuwe geleenthede, nuwe krag en nuwe hoop. Hou aan vorentoe beweeg, want die beste is nog moontlik. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe. 'n Aangename dag word vir almal toegewens.